Kom ons sit net so, dan gaan ons 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, ons besef vanmôre met 'n groot sekerheid in ons harte dat ons nooit U ons Vader sou kon noem, was dit nie vir Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het, sodat ons gered kan word nie. Dankie vir 2 Korintiërs 5 vers 21, wat vir ons sê dat God het Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Dis die enigste rede waarom ons vanmôre hier is, dis die bestaansreg van die kerk, is dat ons Christus sal verhoog, en as ons Christus verhoog, dan sê die Bybel, dan trek U mense na U seun Jesus Christus. Dit is so, Vader, dat ons 'n tyd beleef waar mense die kerk wil laat groei, en om 'n kerk te laat groei is geen kuns nie. Ons kan baie goed aanbied vir mense om hulle te trakteer in hulle vleeslikheid, maar die kerk van Jesus is deur God self in die lewe geroep. En daarom het ons nodig om die evangelie te verkondig, die vrymakende evangelie, dat Christus gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Here, help vir ons dat ons sal besef dat ons hier is met 'n taak en 'n doel, en dis om Christus en hom as gekruisigde te verkondig. Baie dankie vir elke kerk en elke denominasie wat vanmôre met hierdie selfde opdrag en waarheid besig is. Elke sendeling, Here, elke organisasie wat daarop ingestel is om die evangelie uit te dra, mag U vir hulle ryklik seën, en mag daar 'n kosbare vrug op hulle arbeid wees, en mag kosbare siele soos brandhout uit die vuur geruk word. Ons wil vanmôre kom bid, Here, vir Jerusalem, vir U volk Israel. Ons wil kom bid, Here, vir die aanvegtinge teen hulle. Ons kom bid, Here, dat U vir hulle sal trek na U deurboorde sy, en dat hulle opnuut sal besef en verstaan, dat dit hierdie hartseer, Here, in 'n groot mate oor hulle kom, omdat hulle die Messias, Jesus Christus, die Seun van God, verwerp. Ag Here, ons bid vir die vrede van Jerusalem, en ons weet hulle kan alleen vrede hê as hulle by die vredevors uitkom, deur die wonderlike Messias, Jesus Christus. Ons vra, Here, dat ons ook vir hulle sal bid, en in die opsig dat ons, Here, sal vra dat U genadig sal wees en barmhartig, want hulle bly U volk. En ons lees daarvan Genesis 12, waar U vir Abraham geroep het, dat U 'n bepaalde plan, en 'n taak, en 'n doel, en 'n rol wat hulle moet vervul, Here, wat U met hulle het, en 'n verbond wat U met hulle gesluit het, wat ook in die boek Openbaring na vore kom, wat in vervulling sal gaan by U koms, en Here, ook in daardie tyd van die groot verdrukking. En daarom bid ons regtig dat U genadig en barmhartig teenoor hulle sal wees. Ons bid, Here, vanmôre vir ons as gemeente, dat ons nie nou in hierdie laat uur bekommerd sal raak, en Here, op die punt van ons stoele sal sit, en in benoudheid vasgevang sal wees nie. Want U woord sê vir ons, Here, as hierdie dinge gebeur, hef julle hoofde op na bo, want die koms van die Here is naby. En daarom vra ek, Here, dat ons getrou sal wees in ons uitdra van die evangelie, en dat ons ook, Here, hierdie kosbare boodskap sal laat weerklink. Gee genade, Here, dat ons ook vanmôre by hierdie boodskap, waar ons bietjie gaan terugkyk na 31 Oktober 1517, opnuut sal besef waarom die kerk van die Here Jesus daar is, en dat ons getrou bevind sal word, wanneer ons eendag voor U staan, om uit U mond te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre die woord van die Here oopmaak, daar by Romeine die 1ste hoofstuk, en ons gaan saam lees, net daar die 2 verse, en u sal sien sommer dit is teks van oordenking, want dis die 2 verse waarop ons gaan fokus, want dit is ook die woorde wat die man Martin Luther gelees het, as Rooms-Katholieke priester, en waar hy dan ook vasgevang was in hierdie systeem, en in hierdie tyd van leuns, en al hierdie dinge, en hy het hierdie woorde gelees, en die Here het sy kosbare siel kom red, en hy is 'n belangrike persoon, wat ook dan 31 Oktober 1517 'n standpunt ingeneem het teen die bose sisteem van sy tyd. Kom ons lees wat staan hier, en dan sal ons vanmôre se boodskap hanteer. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof,
soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou vriende, vanmôre wil ek met u praat oor die gedagte van die relevantie van 31 Oktober 1517 op ons vandag. Die relevantie van 31 Oktober 1517 op ons vandag. En nou vriende, as ons vanmôre 'n bietjie praat oor hierdie gedagte van die relevantie van 31 Oktober 1517 op ons vandag, dan is dit noodsaaklik om te sien dat ons van tyd tot tyd nodig het om terug te kyk in die geskiedenis, om te sien hoe die kerk van die Here Jesus tot stand gekom het en hoe die kerk van die Here Jesus in stand gehou is tot op hierdie baie besondere dag. Ons moet nie dink dat die vryheid van godsdienst wat ons vandag beleef het, baie goedkoop gekom het nie, en dat het geen bloed, sweet en trane gekos het om die kerk van die Here Jesus dan ook hier te kry en dan ook die waarheid van die woord met vrymoedigheid en vryheid dan te verkondig nie. Jy sien, as ons terugkyk in die kerkgeskiedenis, belangrik om te sien dat die Here vir ons sekere belangrike lesse kom leer. Hy kom roep ons op om sekere dinge te doen en dan ook te sien en te kyk hoe dit op ons van toepassing is in die dag waarin ons onsself bevind. Nou vriende, 31 Oktober is vir die meeste mense in die wêreld Halloween dag. Halloween dag is 'n baie bose dag en glo my, ek het die afgelope tyd op Facebook gesien van my vriende en kollegas wat ek gehad het, wat saam met my in die polisie daar die jare was, hoe hulle kinders en hulle vrou opgemaak is, lyk soos hekse, lyk soos duiwelaanbidders, mense sit dit op hulle status, op hulle fotootjies wat jy op die foon kry, en jy kom agter vriende dat 31 Oktober vir die wêreld 'n bose dag is, 'n dag waarin die bose erken word, geëer word en selfs aanbid word. Bose partytjies word gehou, mense trek aan soos bose mense, en die Bybel leer vir ons baie duidelik, in die laaste dae sal hierdie dinge net erger en erger word. Baie interessant is, as jy nou so 'n bietjie gaan navorsing doen, baie kerke in Amerika vier nou Halloween dag, en hulle sê hulle moet relevant wees vir die mense in die kerk. Dan sê ek, maar haal die naam kerk af, want die kerk moet nie relevant wees nie, die kerk moet met die waarheid van God se woord besig wees, want die woord is relevant. God se woord is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Nou sien ek ook op sosiale media dat baie kinders van die Here standpunt inneem teen die Halloween dag, en hulle sit op hulle Facebook blad, ons as gesin stem nie saam met Halloween dag nie en ons staan dit teen. Ek wil vir u sê, die gebruik is baie goed en is goed om die bose teen te staan. Maar daar is 'n hartseer ander kant van die munt, dat die meeste wat standpunt inneem teen Halloween dag, weet nie waarvoor 31 Oktober werklik staan nie, wat ons werklik vier op 31 Oktober nie. En die meeste mense wat die sondige en bose praktyk van Halloween dag teestaan, weet nie aan die ander kant hoe om dit met die waarheid te beveg en dan te sê waaroor hierdie dag werklik gaan nie. Want u sien vriende, ek dink na die kruisiging, die opstanding en hemelvaart van ons Here Jesus, is hierdie seker die belangrikste dag in die kerkgeskiedenis van die kerk van die Here Jesus op aarde. En ek dink baie van u wat vanmôre hier sit, sal vir my sê, maar ek weet nie waaroor hierdie dag gaan nie. En ek tik u nie vanmôre oor die vingers nie, glo my, ek het groot geword in 'n kerk waar ek nooit van hierdie dag gehoor het nie. En u wat saam met my in hierdie pad gestap het, sal nooit kan u herinner aan 'n boodskap wat gehou was oor 31 Oktober van die reformatie of die hervorming, waar 'n man soos Martin Luther teen die Romeinse kerk opgestaan het en die bose praktyke van die Romeinse kerk uitgedaag het met die woord van die Here nie. Die eerste keer hoe ek van hierdie saak te hore gekom het, was in die vak kerkgeskiedenis. Toe ek agtergekom het, daar is 'n kerkgeskiedenis. En die feit dat ons kerk van Jesus vanmôre is omdat daar mense in die verlede gesterf het vir hulle geloof. En die Bybel wat ons in ons hand hou is eintlik bloedbevlek, omdat mense bereid was om op te staan teen 'n sisteem en 'n kerk en die boosheid van hulle tyd. Daarom vriende, moet ons nie net Halloween dag teestaan nie. Ons moet die teevoeter gee om te sê, 31 Oktober 1517 het daar iets gebeur in die kerkgeskiedenis wat 'n rooi letter dag is, wat ons moet vier. Nie om 'n persoon te verhef nie, maar om God te dank dat hy 'n persoon opgewek het om standpunt in te neem teen die boosheid en die leuns van sy tyd.
U sien, as ons kyk na hervormingsdag, dan is dit die begin van protestantisme. Dis die begin, vriende, van die kerke wat staan vir die waarheid van God se woord. En vanmôre gaan ons bietjie kyk na hierdie baie belangrike dag, 31 Oktober 1517, en hoe dit op ons van toepassing is vandag. Die Here sê in Hebreërs 13:7 vir ons, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Dis waarvoor ons vanmôre saam is. Ons kyk na ons voorgangers. Ons kyk na die mense wat vir ons die weg gebaan het. Ons kyk na mense wat die pad gestap het. En hoor wat sê die Bybel? Hulle die woord verkondig. En wat moet ons doen? Ons moet hulle lewenswandel en hulle geloof navolg. Ek vra jou vanmôre, weet jy wat jy glo? En kan jy dit wat jy glo aan mense verduidelik en oordra op 'n verstaanbare manier, dat hulle kan hoor wat jy sê en wat die woord van die Here vir ons wil leer? Nou in hierdie tyd, vriende van die hervorming, was daar baie mense betrokke. Martin Luther was seker die uitstaande figuur gewees. Daar was manne soos John Knox, Zwingli, later Johannes Calvin. En hierdie saak is vir ons so belangrik dat ons vanmôre bietjie moet kyk wat het hier gebeur en waarom ons vanmôre dan ook hierdie dag vier. Waarom ons as kerk van die Here Jesus opgewonde is oor 31 Oktober en hoe dit ook in ons lewe impak het en hoe dit ook die kerk van die Here Jesus deur al die eeue beïnvloed het. Nou vriende, daar was 'n man met die naam van Martin Luther. Nou, ek gaan nie te veel oor hom sê nie, 'n briljante man, hy het 'n graad verwerf in die regte, maar op 'n stadium in 'n storm vasgevang het hy 'n belofte gemaak dat hy na die klooster sou gaan en sy lewe aan die Here wy. Martin Luther beland by hierdie klooster en as monnik, vriende, sê hulle, het hierdie man met 'n gewete gesit wat hom heeltyd geplaat en wanneer dit sy tyd is, wanneer hy aan die Vader moet gaan belydenis doen vir sy sonde, het hierdie vader in aanhalingstekens, want die Rooms-Katolieke Kerk het mos hierdie vaders, Vader, I have sinned, dit en dit en dit ek verkeerd gedoen, dan kry jy 'n boete en jy kry 'n straf en jy moet 'n paar werke doen en alles is uitgesorteer. Daar word vertel dat Martin Luther se belydenis baie keer tot 3 ure gedien het. Vir 3 ure lank aangegaan het. En dat sy vader op 'n stadium gesê het, "Jesus Martin Luther, kom na my toe as jy iets regtig verkeerd gedoen het, maar jy huil en jy neel oor simpel goed, dat jy miskien vergeet het om daai ding skoon te maak, of jy vergeet om hierdie broer te groet, of wat ook al die geval mag wees. Eenvoudige goed, maar Martin Luther se gewete het hom so gery, want hy het God gevrees en hy het geweet, daar is 'n dag van oordeel, en hy gaan voor hierdie heilige God rekenskap moet gee. Hy het later begin soek na die Here en werklik geroep om genade, en die Here het hom uitgebring by hierdie wonderlike bekering, waar hy dan ook gered is uit genade, en ons gaan later kom by die gedagte daar uit Romeine 1, of Romeine 1 vers 17, wat ons saam gelees het. En wie was die Rooms-Katolieke Kerk? Dit was die kerk van daardie tyd, 'n kerk, vriende, wat soveel mag gehad het, dat selfs die regering vir hulle bang was. Selfs die regering van daardie tyd het nie regtig ingemeng met die Roomse kerk nie, want die paus was gesien as opvolger van Petrus, wat volgens die Rooms-Katolieke Kerk die eerste paus was op aarde, en elke paus na hom was die gesag van God op aarde. Met ander woorde, as die paus gepraat het God gepraat en niemand kon hom bevraagteken het nie. Het dinge verander? Nie veel nie. Vandag as kerkleiers iets sê, is dit letterlik in sement gegiet. Niemand mag dit bevraagteken, en die oomblik as jy iets bevraagteken, dan word jou kop geëis. Dis waarmee Martin Luther te doen gehad het. Vriende, hierdie Roomse Katolieke Kerk was 'n bose kerk, en wat hulle gevaarlik gemaak het is die volgende. Die paus het homself as opvolger van Petrus gesien en daarom verteenwoordiger van God op aarde. As die paus gesê het God gesê. Dis hoe die Roomse kerk geglo het. Martin Luther was deel van hierdie stelsel, en toe hy tot bekering kom, het hy hierdie boosheid begin raak sien. Die kerk het die Bybel uit die hand van die Jan Alleman gehou, omdat die mense volgens die Roomse kerk nie bekwaam was om die woord te verstaan en te verklaar nie. Die leiers van die Roomse kerk was dikwels baie swak teologies opgelei, en aan hulle was die taak opgelê om die Bybel te leer soos
die kerk dit voorskryf. Ek wil vir julle sê, dit klink vir my amper of ons dieselfde tyd beleef as Martin Luther, waar die kerk vir ons sê, wat jy preek, en as jy nie preek wat die kerk sê nie, dan is jy nie meer welkom in die kerk nie. Presies, die geskiedenis herhaal homself. Daarom, wat is die relevantie van 31 Oktober 1517? Dat ons sal sien dat tye nie verander het nie. Mense is nog dieselfde, die boosheid floreer nog steeds. Vriende, verskille en vrae oor die praktyke en leer van die kerk was glad nie geduld gewees nie. In die tyd van Martin Luther, wat 'n Romeinse priester was, het die kerk aflaatbriewe gekoop of verkoop. 'n Aflaatbrief was deur die kerk uitgereik waar mense geld betaal het om sondes van hulle self en afgestorwenes vergewe te kry. Nou die Romeinse kerk glo aan 'n vage vuur. As jy doodgaan, gaan jy in hierdie tyd van reiniging en dan kan jy geld betaal, of jou familie wat nog lewe kan geld betaal om vergifnis van sonde te verkry. Met die geld het hulle kathedrale gebou om hulle mag te versterk. As u gaan lees in die geskiedenis hoeveel grond hulle besit het. Hulle was skatryk gewees. 'n diktatorskap wat hulle uitgevoer het. Hulle eie verstaan van die skrif, vriende, was, so sê die Here, al was daar 'n hemelsbreë verskil met dit wat die woord werklik gesê het. En dit is die tyd wat Martin Luther homself in bevind het. En vriende, dit was gewees 31 Oktober 1517, dat Martin Luther die 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgeslaan het, waar hy teen 95 wanpraktyke in die Romeinse kerk opgestaan het, waarvan die belangrikste was, dat die Romeinse kerk van die woord afgedwaal het, dat die Romeinse kerk nie 'n goeie verstaan het van genade, geloof, Christus en die eer van God nie. En jy sal sien dat ons in hierdie boodskap hierdie goed vanmôre so bietjie gaan hanteer. Martin Luther was gedaag voor hierdie konsilie van Worms. Dis maar niks anders as 'n synode nie, waar jy so staan voor almal, en hulle hou raad teen jou, en hulle besluit, gaan jy aanbly in die kerk, of gaan jy nie aanbly nie. En hulle het vir hom gesê, Martin Luther, as jy al jou werke verbrand, as jy terugtrek wat jy gesê het oor die Romeinse kerk, herstel ons jou in jou pos, en almal is gelukkig en tevrede. Waarom wil jy altyd stroom op wees? Waarom dink jy weet, terwyl die paus eintlik die verteenwoordiger van God is? En Martin Luther se antwoord by hierdie baie besondere dag was gewees, unless I am convinced by the testimony of scriptures, or by clear reason, baie belangrik in hakkies, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. I cannot and will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. May God help me. Amen. Dit is nie amen vir die einde van die preek nie. Dis net wat Martin Luther gesê het. Amen beteken laat dit so wees. Dit wat ek gesê het, staan ek by, en die Romeinse kerk het hierdie man begin vervolg en hulle wou hom doodgemaak het. En die Bybel leer vir ons, vriende, dat hierdie man genade by God ontvang het om te ontvlug. Martin Luther het die Bybel vertaal in Duits in 'n rekordtyd, en ook uit hierdie reformatie, die opstand teen die Romeinse kerk en hulle verkeerde gebruike, is die 5 solas gebore. Nou ek gaan vanmôre baie vinnig deur die 5 solas gaan, want aan die einde wil ek 3 punte vir u noem. Waarom is dit belangrik vir ons vandag? En daarom gaan ons net kyk na hierdie 5 solas, wat gebore is uit die reformatie, waarteen Martin Luther opgestaan het. Hy het in die eerste plek standpunt ingeneem oor God se woord. Hy het gesê, sola scriptura, dis maar 'n Latynse uitdrukking, die skrif alleen. Sola fide, geloof alleen, sola gratia, genade alleen, en sola Christus, Christus alleen, en dan ook solio Deo gloria alleen, aan God die eer, of aan God die eer alleen. En kom ons kyk gou vlugtig, vriende, waarom 31 Oktober belangrik is, en wat gebeur het. Martin Luther neem standpunt in, en hy sê, God se woord alleen. Nou baie belangrik is, dat die Romeinse kerk die Bybel aanvaar het. U moet tog nie dink hulle het glad nie die Bybel aanvaar nie. As mense wat sê, hulle het glad nie die Bybel aanvaar nie, hulle het die Bybel verbrand, en
onlangs boodskappe gekry, die paus het die Bybel tot niet verklaar. Is nie waar nie. Tot vandag toe nog aanvaar hulle die Bybel, saam met die Deuterokanonieke boeke, en ek wil u nie verwar daaroor nie, dis so extra 8 of 10 boeke wat geskiedenis insluit tussen die Ou Testament en Nuwe Testament, en hulle Bybel, ek het een by die huis, sluit dan ook hierdie klomp boeke in. Maar hulle glo aan die Bybel, maar hulle glo nie aan die Bybel alleen nie. Hulle glo aan baie goed saam met die Bybel. Martin Luther het opgestaan en het gesê, the Bible is alive. It speaks to me. Hoor nou, it has feet. It runs after me. It has hands. It lays hold of me. A simple layman armed with scripture is to be believed above a pope or a cardinal without it. Wat 'n man moet om op te staan teen die sterkste kerk van sy tyd, waarvoor die regering self bang is, en hy sê die paus en sy kardinale het minder kennis en is minder ingelig as 'n normale, doodnormale mens wat die woord van God in sy hart bære. Want die Bybel, vriende, is God se woord. Op 10 Maart 1522 skryf Luther se studente, hy het later 'n doktorale graad verwerf, hy was 'n student aan die universiteit daar in Duitsland gewees, en sy studente skryf oor hom en hulle sê, he accepts nothing but the authority of scripture. We labored with him, we tried to persuade him, we tried to attract him to something else, but he will not depart from scripture. He accepts only the authority of the word. Waar is die kerke wat nog sê, God se woord en God se woord alleen? U sien, die probleem van ons tyd is, dis stemme, en is drome, en dis visioene, en ek het die vermoë om 'n profetiese rede vir jou te gee, en ek het 'n droom gedroom, en ek het 'n boodskap van God gehoor, en ek het 'n stem van die Heilige Gees gehoor. Jy het nie. Jy dink jy het. Dis miskien verbeelding, en ek het gisterand so 'n bietjie ekstra vleis geëet, en ek het 'n moeilike nag gehad. Dit kan miskien dit wees. Maar ek kan nie vanmôre vir u sê, God het vir my gesê, of ek het 'n stem iewers te gehoor nie. Ek het die woord oopgemaak, en ek het dit begin bestudeer. Ek het gekyk na die kerkgeskiedenis en gesien, hierdie dag is belangrik, want God se woord is belangrik. Baie interessant, Martin Luther het in daardie tyd 'n man leer ken. Hy was die leier van die Anabaptiste kerk, genaamd Thomas Munzer. Nou, Thomas Munzer was 'n ou gewees wat gesê, die Gees sê vir my, die Gees lei my, die Gees het aan my geopenbaar. Nooit die Bybel nie, het was altyd die Gees gewees. En Martin Luther sê vir hierdie man, while Thomas Munzer and the Anabaptists expressing their super biblical experience, their cry was always, the Spirit, the Spirit. Luther replied, I will not follow where their spirit leads. Luister gou. Die Gees van God lei ons deur die woord van God, want die woord is deur die Gees geïnspireer. Luister, iemand wat vir jou sê, die Gees sê vir my, maar hulle is los van die Bybel, is iemand wat die Gees en die Bybel losmaak van mekaar, en dis 'n valse godsdiens. Ek het dit soveel maal in my lewe gehoor, die Gees sê vir my, gaan hierheen. Die Gees sê vir my, stop hier. Die Gees sê vir my, klim uit en gaan klop by daai deur. Die Gees het dit nie vir jou gesê nie. Jy dink die Gees het dit vir jou gesê. Die Gees werk deur God se woord. En as jy by iemand se huis die evangelie moet verkondig, is dit 'n eenvoudige opdrag wat God jou gegee het. Doen dit. Hou op probeer geestelik klink. Die woord is ons autoriteit en mandaat. Wat gebeur later? Martin Luther kry die voorreg om hierdie man te ontmoet. Later is daar 'n ontmoeting tussen Luther en Munzer gereël, en Munzer het heeltyd daarop gedruk, the spirit this and the spirit that. The great reformer was not impressed and shouted, I slap your spirit on the snout. Dis tyd dat ons sal opstaan en vir mense sê, die Gees het nie vir jou gesê nie. Eendag kom 'n predikant se dogter na my aan en sy sê, die Gees het vir my 'n woord vir jou gegee. Ek sê, die Gees het vir jou geen woord vir my gegee nie. Die Gees praat nie met jou om met my te kom praat nie. God se Gees praat met my deur sy woord, en luister, ons maak slawe van mense, want ons sê vir hulle, ons het hier die baie besondere kanaal na God, waar die Gees nou kwam sy vir my sê, om jou te beïndruk. Ek wil vir jou vanmôre vra, is die Bybel vir jou belangrik? Lees jy hierdie boek elke dag?
Bestudeer jy hierdie boek, hoor jy wat God sê deur sy woord, want die Bybel leer vir my, die hele skrif is deur God ingegee. Is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ek is nou in die boek 1 Kronieke. Vriende, as jy 1 Kronieke lees, daar's baie helde van Dawid, en daar is baie mense wat genoem word, en name, en dan kom jy by sekere plekke uit, waar die Here vir jou so duidelik deur sy woord 'n antwoord gee op jou vraagstukke. Een van hierdie was hierdie week 'n oorlog wat Dawid se krygsmanne gehad het. En die krygsman sê, ons sal veg, maar laat God doen wat goed is in sy oë. En ek het gebuig en ek het gesê, Here, laat U doen in my lewe wat goed is in U oë. Ek is nie hier om U voor te skryf nie. Ek kan vra, ek kan bid, maar laat U doen wat goed is in U oë. Ou Nuwe Testament is deur die Here ingegee, sodat die mens van God volkome kan wees. Daarom kom ek nie vanmôre en sê vir U, dat God het vir my iets buite die Bybel gesê, om aan U mee te deel nie. En moenie vir my kom sê, jy het ervaring gehad nie. Ek stel aan jou ervaring glad nie belang nie. In jou droom stel ek glad nie belang nie. Moenie vir my sê, jy het die gawe van profesie nie, want jy het nie. Jy's 'n leenaar. En die Bybel sê, jy is ene. Want die oomblik as ons namens God praat, dan sê ons, luister die implikasie, dan sê ons, die skrif is nog nie klaar geskryf nie. God is nog steeds besig om die Bybel te skryf. Hy gee direkte openbaring aan my, en eindelik na openbaring, moet ons verder skryf wat elkeen sê wat God vir hulle gesê het, en toets hulle maar. Dit wat hulle vandag vir jou sê, oor 4 dae is daar 'n ander storie bygelas. Want hulle kan nie onthou nie, as God vir jou iets sê, sê jy het onthou. Die skrywers het neergepen. Jammer as ek bietjie driftig raak daaroor, maar die Bybel sê vir my, die woord van God is lewend en kragtig. Wat het Martin Luther gesê, die woord het hande, het voete, hy hardloop agter my aan. God se woord is lewendig en kragtig, dit is skerper as enige tweesnydende swaard, dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart. So 'n paar jaar terug besoek gedoen by 'n oom. Ek sit daar by hom in sy huis, hy was 'n besoeker gewees in die gemeente. Praat so 'n paar woorde, hy sê vir my, jy's die eerste ou wat ek in my lewe ontmoet het, wat so baie van die Bybel maak. En ek sê vir hom, oom, dis waaroor die kerk van Jesus gaan. God het hom geopenbaar deur die woord. As jy God wil leer ken, lees sy woord. Daar is massas wat vanmôre in kerke sit, wat mislei word deur die pastoor, of deur die dominee, of deur die profeet, of deur die priester, omdat hulle namens God optree, en dit is nie so nie. Maar ons moet kom by die tweede een, ek het gesê vinnig, nee, nou dink u weer, hierdie ou weet nie wat vinnig is nie. Geloof alleen. Martin Luther sê, it is faith without good works, and prior to good works, that takes us to heaven. We come to God through faith alone. Works are the fruits and signs of faith. God judges people according to their fruits. Nou die Romeinse kerk het ook geglo, vriende, aan geloof alleen, of geloof, maar nie geloof alleen nie. En dis die probleem in die deursnee kerk vandag. Hulle glo aan, jy moet gered geword, of deur die geloof gered word, maar as jy so 'n bietjie begin pols, is dit nie geloof alleen nie. Wat las hulle by? Geloof in werke, geloof in die doop, geloof in my oorgawe, geloof in my barmhartigheidswerk, geloof in die gee van tiendes, en glo my, ek het straatwerk gedoen vir baie jare, dan kom jy by die huis, dan klop jy aan die deur, en dan vra jy vir hulle, luister, ek wil jou 'n vraag vra. As jy vandag te sterwe kom, veronderstel jy kom vandag te sterwe, en jy staan voor God en jy vra hom, God vra jou, waarom moet ek jou in my hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees? Mense sal sê, ek is nie te sleg nie. Mense sê, weet jy wat, ek probeer reg lewe. Ek is gedoop. Ons almal is maar sondaars. Ek het daarom by 'n jeugkamp 'n oorgawe gemaak, of by 'n manne of vroue kamp, of wat ook al. Vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor, dat nie een van hierdie antwoorde vir God aanvaarbaar is nie. Want jy word gered deur geloof alleen. Belangrik dat ons dit sal sien. Dit is wat Martin Luther by die kruis uitgebring het. Na Martin Luther se worsteling, toe kom hy by hierdie teks uit.
in Romeine 1:17. Hy het soveel goeie werke probeer doen. Hy het hard gewerk vir sy saligheid. Hy het soveel belydenis gedoen voor die Vader, daar in hierdie klooster waarin hy was. En hy sê, hy lees eendag hierdie woorde, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En hy sê, dis of die deure van 'n tronk vir hom oopgaan. Dis asof hy in die paradys is om te verstaan. Ek kan nie werk vir my saligheid nie. Dis iets wat God vir my gee, deur die geloof. En nou sukkel mense met die gedagte van geloof. Want u sien vriende, die meeste mense glo, dat ek verstaan die Bybel net beter, daarom het ek tot bekering gekom, terwyl die ander ou die Bybel nie kan verstaan nie, hy is te onnosel om die Bybel te verstaan. Is dit so? Dan is geloof 'n werk as jy so redeneer. Geloof, vriende, is 'n gawe of 'n geskenk wat God vir ons gee. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel, een van baie verse. En u sal sien aan die einde van die boodskap, daar's 2 strome in die kerk van die Here Jesus. Of die gereformeerde stroom, waar God alles is, of die Romeinse stroom, wat baie deel is van charismatiese kerke, van sogenaamde evangeliese kerke, van sogenaamde kerke wat sê, ons glo ook, maar as jy begin pols, is hulle nie by die alleen nie. Hulle is nie by geloof alleen en die woord van God alleen nie. Dis altyd gemeng met iets anderste. Hoor wat sê die Bybel oor geloof? Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. Vers 29, wat staan daar? Omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Ek wil jou vra vanmorgen, ek het dit vir 'n predikant so tyd terug gevra, waarom wil ons die held van ons reddingsverhaal wees? Waarom wil jy so graag op jou oorgawe steun? As ek nie, kon God nie. Wanneer kom jy by die punt uit om te sê, was dit nie vir hom, wat genadiglik vir my geloof gegee het, om die waarheid in die Bybel te sien, en te verstaan nie, sou ek nie geglo het nie. Draai die fokus bietjie van jouself, en kom in die skoene van Martin Luther, en sien die kerk waarin hy vasgevang was, wat gesê het, ja geloof, maar nie geloof alleen nie. Ons moet 'n bydra lewer, tot hierdie saligheidsplan. Ons sal dit bietjie nou uitbrei, by die gedagte van genade alleen. Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak. Wie van u was dood, voor u tot bekering gekom het? Ok, fisies, wie van julle was fisies dood? Niemand nie. Ok, so wat se dood praat die Bybel hiervan? Ek het nie een van u in die, daar by Afpop gaan opwek nie, u weet het. Ek lees nou die dag, dit is my so belaglik, ek sê vir Kalfyn, nou die dag lees ek op 'n kerk se webtuiste, hulle sê ons is 'n Christusbeleidende kerk, ons doen hierdie ding en ons doen daai ding, ons het hierdie funksie en ons het daai byeenkoms en daai byeenkoms, en so voetnota, ons het nou dag iemand uit die dood opgewek. Ek lees dit, ek wil myself eintlik skeer, ek dink myself, hoe belaglik, 'n voetnota, ek het iemand uit die dood opgewek, dit sal hoofnuus wees, as iemand vandag so iets kan doen. Maar dis die probleem van ons tyd. Ons dink ons was geestelik lewend. En toe op 'n stadium toe hoor ek, hoe preek die dominee, en toe dink ek by myself, ek sal Christus 'n kans gee. Hy klink nie vir my na 'n bad ou nie. Weet, hy kan vir my gesondheid gee, en hy kan vir my geld gee, en hy kan vir my kinders werk gee, en hy kan my bewaar en beskerm, en ek kan sy bloed oor my pleit, en alles sal net honkie-dorie van daar af wees. Dis nie die Christus van die Bybel nie. Jy en ek was dood. Daarom moes God vir ons geloof gegee het. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Want uit genade is julle gered, vers 8, deur die geloof. Ek wil hê jy moet dit by die huis vir jouself hardop gaan lees. Dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe of die geskenk van God. Luister, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Martin Luther staan op teen die paus en teen die Romeinse systeem, en hy sê vir hulle, luister, dit is geloof alleen. Dis God se werk van die begin tot die einde. Hy wat 'n goeie werk begin het, sal dit volëindig. Die tweede ene, of die derde ene is,
is baie nou met hierdie ene saam, is genade alleen. Vriende, die Romeinse kerk het geglo aan genade, maar nie genade alleen nie. Hulle het 'n probleem gehad met genade alleen. Volgens hulle beskouing van genade, gee God elkeen die geleentheid om deur eie meriete 'n bydrae te lewer tot hulle saligheid. Martin Luther skryf en hy sê, if grace depends on our cooperation, then it is no longer grace. Hoe dikwels hoor die predikante wat sê, ek en God werk saam in hierdie saak. Man, ek is bly dat die Here jou nodig het, maar ek wil vanmôre miskien jou babbel bars. Hy het jou nie nodig nie. As jy gered geword het, dan wil hy jou gebruik. En dan kom jy en jy sê, Here, hier is maar 'n eenvoudige kleipot. Die Gees woon in my, ek is swak, ek is nietig. Gebruik my. Ek lees 'n aanhaling van Luther hierdie week waar hy sê, as dit iets wat hy wil doen is om die evangelie te verkondig. Hy sê, Here, en alles het hoe swak. En miskien hoe beperk in my verstaan, gebruik u dit tot u eer. U sien genade, vriende, sy mooiste beskrywing is vrye guns en 'n vrye geskenk van God alleen. Dis genade. 'n Vrye geskenk of guns van God alleen. Luister, ek met u moet asseblief saam met my volg. Niemand kan aanspraak maak op genade nie. Praat met 'n leraar so tyd terug, hy sê vir my, luister, ek vra nie die Here om my siel te red nie. Ek gaan na hom toe en ek sê vir hom, luister, jy het aan die kruis gesterf vir my redding en hierdie is 'n kruisvrug en ek kom haal dit by jou. Dis die arrogansie van evangeliese kerke vandag. God en ons is gelyk, so reken hulle. Baie van hulle sal die hemel mis. Luister, genade is nie jou reg nie. Dis nie my reg nie. Dis nie iets wat ek kan opeis nie. Dis nie iets wat ek vir myself kan toeëien en sê dit kom my toe nie. Genade is vrye guns van die gewer en hierdie gewer is wie? God self. Volg saam. God kan genade weerhou. Glo jy dit? God kan genade weerhou. Hy kan sommige se harte verhard en ander se harte open. Hoekom? Want hy is God. Ek sê vir u en ek het dit in die afgelope klompe jare in die bediening en ek sê nou dag vir Ethel, as die Here my net geroep het om voltyds in die bediening te wees, dat ek self die skrif kon ondersoek om by hierdie waarhede uit te kom deur sy genade, dan is dit vir my genoegsaam. As u iets kan leer daaruit, is ek die Here dankbaar. Maar dit is tyd dat ons die regte God van die Bybel sal begin aanbid. Nie die een wat ons vandag uitmaak as ons diensknegt wat reageer op ons versoeke nie. As ons sy kinders is, het ons die volste, ek wil amper sê, reg om na hom toe te gaan as kind teenoor die Vader, altyd op grond van Jesus se soenverdienste aan die kruis. En ons eis niks van hom af nie, maar ons sê, Vader, u sê in die woord, omdat ek u kind is, kan ek na u toe kom en ek kan vra. En ag Here, ek vra dat u vir my genadig sal wees. As ons kom by genade, vriende, dan sien ons dat ons nie die gewers van genade is nie, maar die ontvangers. Ons besluit nie daaroor nie, maar die Here. Pragtig as ons kyk wat die Bybel vir ons leer, dat niemand van ons kan sê dat ons aanspraak kan maak daarop nie, want Romeine 3 vers 10 sê vir ons, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, niemand wat verstandig is nie, niemand wat God soek nie, almal het afgewyk, niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Efesiërs gee vir ons weer die antwoord, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die sonde en misdade, waarin julle tevore gewandel het. Die Bybel sê vir ons daar in vers 3, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn. Mense sê vir my, en predikante preek die volgende, hoor of u kan identifiseer, jy moet kies of jy hemel toe of hel toe wil gaan. Kan jy kies om hemel of hel toe te gaan? Ons almal is klaar op pad gebore, hel toe. Jy kan nie kies om hel toe te gaan nie, jy word al klaar op pad hel toe gebore, totale verdorwenheid, niemand soek God nie, ek word gebore op pad hel toe, en nou gee God vir my genade, en hy open my oë vir die geloof, of vir die waarheid van Christus in die woord, en hy skenk geloof, dat ek by Christus kan uitkom, en uitroep, wees my sondaar genadig.
Jy sien, die probleem is net dat Martin Luther het gesê, hierdie kerk glo aan die woord, hulle glo aan geloof en genade, maar nie geloof, genade en die woord alleen nie. Ons was van nature kinders van die toren. Vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak. As jy vanmôre Christus lief het, is nie omdat jy so besonder is nie, maar is omdat hy so besondere genade oor jou uitgestort het. As jy vanmôre liefde vir sy woord het en sy woord verstaan, dan is dit omdat God vir jou hierdie genade kom gee het. Bybel sê vir ons, uit genade is jylle gered en saam opgewek, saam laat sit in die hemel in Christus, sodat hy in die eeue wat kan kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus. Uit genade is jylle gered deur die geloof. Ek het al reeds vir u gelees, nie uit jylle self nie, is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Baie besonder dat ons hierdie waarhede sal raak sien. Luister, genade is onverdiende guns van God aan die sondaar mens. Genade is nie goedkoop nie. Dit het God die seun sy lewe gekos aan die kruis. Dit is soms moeilik om genade te verstaan, omdat ons prestasie georiënteerd groot gemaak word. Stem jy saam? Sukkel baie keer daarmee. Genade bring altyd 'n verandering in my lewe. Martin Luther sê, we believe that the very beginning and end of salvation and the sum of Christianity consist of faith in Christ, who by his blood alone and not by any works of ours has put away sin and destroyed the power of death. Van 'n laas het jy vir die Here gesê, Here, dankie vir u woord, wat hierdie wonderlike Here Jesus afskilder, in wie ek kan glo, het dit alles my deel geword deur die genade wat u my kom skenk het. Die voorlaaste gedagte, Christus alleen. Een van die 95 stellings wat Luther teen die kerk deur te Wittenberg vasgespijker het, het gehandel oor die Rooms-Katholieke gebruik van die aflaatstelsel, wat ek al reeds vir u verduidelik het, en ander maniere om by God uit te kom, as behalwe deur Christus. Die Rooms-Katholieke kerk glo, redding is deur Jesus, maar nie deur Jesus alleen nie. Hulle glo dat Maria, die moeder van Jesus, mede-verlosser is. Saam dit glo hulle dat sakramente soos die doop, nagmaal en andere ook saligheid kan bewerk. Pieter het besef, hy sal moet opstaan as kind van die Here. En hy sê die volgende, the gospel supplies the world with the salvation of Jesus Christ, peace of conscience and every blessing. Christ came into the world to reconcile God with us and to draw us to the Father. Die hele evangelie gaan oor Christus en Christus alleen. Johannes 1:28 of 29, Johannes is besig om te doop en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 3:36, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. 1 Timoteus 2:5, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as getuienis op die regte tyd. Daarom kan ons nie hande vat met Islam nie, daarom kan ons nie hande vat met die Boeddhiste nie, daarom kan ons nie hande vat, vriende, met mense soos die Mormoonse kerk en die Jehova getuies en baie ander kerke, wat sê ja Christus, maar nie Christus alleen nie. Die laaste gedagte, Sola Deo Gloria, alle eer aan God alleen, wat ons vanmôre ook gesing het. Vriende, as ons deur die 5 soulas gewerk het, kom ons gou agter dat die mens op die agtergrond verdwyn en die Here in sy heerlikheid op die voorgrond verskyn. Hy tog immers is die held van my reddingsverhaal en nie ek self nie. Was dit nie vir die Here nie, was ek verlore in my sonde, sou ek in my sonde gesterf het. Mense so bekommerd, hulle sê nou, wat van daar die ou in Afrika wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Hou op oor hom bekommerd wees. Vra vir jouself die vraag, het ek al gehoor gegee aan die evangelie van Jesus Christus? En dan bid jy vir hom. Wat vir my so hartseer is, ons is so bekommerd oor hulle, maar ons sit in Suid-Afrika met 5, 6 Bybels in ons huis, en ons lees dit nie eens nie. Wat is ons bekommerd oor hulle? Ons soek, maar net so een of ander agterdeur om te sê, Here, maar ek wil net vir u sê, maar Tou het nooit gehoor nie, en weet jy, ek was ook nou nie eintlik ingelig gewees nie.
En is daar nie 'n kans dat ek net so tyd lank in die vagevuur kan wees en dan so 'n bietjie bevryding kan kry om by U in die hemel te wees nie. Daar is mense wat dit leer, dat almal uiteindelik om in die hemel sal wees. Die Bybel leer vir my iets anderste. As ek gered word, is dit tot eer van God, en ander sal dit weet en ek self sal dit weet. Hoor wat sê die Bybel, want so lief het God die wêreld gehaat. Nie die wêreld vir God nie. Maar jy moet dit sien. Jy het God nie lief gehad nie. Ek staan dikwels en ek kyk myself in die spieël. En ek dink myself, jy het God nie lief gehad nie. Was dit nie vir sy liefde, wat geopenbaar is in sy seun nie, sou ek nooit gered kon word nie, want 1 Johannes 4:19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek lees gister 'n aanhaling van 'n ou en hy sê, hy glo aan hierdie 5 solas, aan hierdie leer van die reformatie, want hy is so moeg vir 'n mens-gesentreerde prediking. Luister, hierdie 5 punte, wat uit die reformatie na vore gekom het, is van toepassing op my en jou, vir die eenvoudige rede, omdat dit die hart van die Bybel vir ons deurgee. Die woord alleen, geloof alleen, genade alleen, Christus alleen, en tot eer van God alleen. Nou vinnig, hierdie gaan baie vinnig wees, glo my. Wat kan ons leer uit Hervormingsdag? Ons het nou die 5 solas raak gesien. Wat kan ons leer? Eerste plek, dit dien as bemoediging vir ons wat leef in die jaar 2023. Hoe kan dit dien as 'n bemoediging? Vriende, ons skep moed wanneer ons kyk na Martin Luther, manne soos John Knox, Zwingli, Johannes Calvin, wat opgestaan het teen die boosheid van hulle tyd. Ons skep moed en ons sê, Here, as hierdie druk oor ons kom, help ons om te staan. Die woorde wat ek nou vir u gelees het uit Hebreërs 13:7. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Sê vir my, sal die pad saam met die Here maklik wees? Gaan lees wat gebeur met Nehemia. Hy wil 'n muur bou en hulle is kanaand besig om hom uit te jou, om hom te beskuldig, om briewe teen hom te kry, om hom te probeer stop om hierdie muur te herbou. Dink aan Daniël, dink aan Sadrag, Mesach en Abednego, dink aan die apostels, dink aan die kerk van die Here Jesus deur die eeue, vervolg. Hulle het soos fakkels gebrand, soos hulle deur die Romeinse kerk met pik besmeer is en gesterf het terwille van hulle geloof. Aanskou hulle lewenswandel, besef een, ek is bywoners op hierdie aarde. Ons is nie vir altyd hier nie. Die wêreld verdra ons, maar hulle is nie lief vir ons nie. Want ons stel 'n standaard. En daar is een persoon in wie ons glo, sy naam is Christus. En die wêreld soek sy voordele, maar hulle soek nie sy standaard nie. Daarom tye raak moeilik en die waarheid skaars. Mag die Here meer manne en vroue, seuns en dogters opwek wat glo in die Here Jesus van die Bybel as redder alleen en hom met vrymoedigheid sal verkondig. Ek wil vir ons jong mense vanmôre hier sê, moenie julle besig hou met klomp snert nie. Al die goede van Xbox en PlayStation en selfone gaan jou nie in die hemel bring nie. Dit gaan jou nie help wanneer jy in 'n redenasie kom met 'n agnostikus of 'n satanis. As jy kom by hierdie waarheid om dit vir hulle te verduidelik nie, sorg dat jy jouself voed in die woord. Daar is tyd vir ontspanning, maar is nodig dat ons gegrond sal wees in die woord. Ons kinders is nie te jonk om die waarheid van die woord te leer nie. Die tweede gedagte, ek het nie gesê dit gaan vinnig wees. Dit roep ons op tot getrouheid aan God se woord, ongeag die tydsomstandighede. Die meeste kerke reken die woord is uitgedateer. Ek sien nou die dag 'n predikant, toe preek hy nou oor die wegraping, en sy verstaan van die wegraping, en al hierdie emosies, en al hierdie sensasie wat hulle preek by die wederkoms, en die ligte het afgegaan, en toe die ligte aangaan, toe is hy weg. En almal kyk, waar is ons pastoor? Toe het hulle met toue opgetrek in die dak, om die ding te illustreer. En dan word daar gesing vir 'n uur en 'n half, en dan word daar so 15-20 minute boodskapie gebring, wat eintlik 'n motiveringspraatjie is, waar 'n teksvers buite verband aangehaal word, en daarna word daar 'n uitnodiging gemaak, en bizarre dinge vind plaas, en hierdie bose siklus herhaal om week na week, en mense se emosie word opgewek, maar hulle harte word nooit gestig deur die woord van God nie. Prediker het onlangs gesê,
Ons leef in 'n tyd waar God se woord uit ons samelewing geskuif word. Daarom sit ons met soveel mense wat so uit nou die woord gebruik, ek dink dommastrant of idioties optree. Dink maar aan ons tyd, seun is ewe skielik nou 'n dogter. Of hulle identifiseer as niks. Wie is jy? Ek is niks, oom. Jy nie 'n seentjie nie, nee oom, ek sê dogtertjie, niks. Wat is jy dan? Nou ek wil vir so iemand sê, as hy sê ek is net hier, bestaan nie eintlik nie, wil ek my net so lank koppie speld kry. En hom 'n goeie steek in sy bout gee. En as hy skree, sal ek vir hom sê, luister ou bil, jy is hier, welkom. En jy's 'n seun want jou stem het gebreek, toe jy skree. 'n Meisie se stem breek nie. Maar in 'n geval. Die probleem is net, ons moet bly by die woord van die Here. Hoor wat sê Timoteus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weer lê bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer die gesonde leer nie meer verdra sal word nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Kyk, nou die dag, so uittreksel waar hulle nou 'n predikant spaar in die Kaap georden het, 2 mans. En die hele ring is daar en hulle lê die hand op hulle, ontvang julle predikant spaar. Nou weet ek nie wat se armdruk daar in die huis gaan wees oor wie kos maak nie. En wie die preek voorberei nie. Maar dis die belaglikheid van ons tyd. Die woord verdwyn, ons begin stupid raak. Verskoon asseblief die platvloerse uitdrukking in ons redenasies. Dit is belangrik dat ons sal sien God se woord is die woord wat ons wysheid gee. En ons gee nie wysheid omdat ons beter as ander is nie, maar is omdat die Here ons voed deur sy woord. Dis nog 'n ding wat ons moet onthou. Hervormingdag is daar dat ons die woord sal hoogag ongeag die tydsomstandighede. Die laaste gedagte, dit dien as 'n wekroep vir die kerk van Jesus vandag. Ek het 'n stelling hier op die bord, lees wat daar staan. Die meeste Christus beleidende kerke het 'n Rooms-Katolieke siening van die Bybel, van geloof, van genade, van Christus en die eer van God. Gaan sit jou televisie vanaand aan en kyk jy na die kanale wat bekend staan as God Channel, TBN, al hierdie kanale, gaan kyk na dit. Die meeste het 'n Rooms-Katolieke siening oor die woord van God, oor geloof, genade, Christus en die eer van God. Dink u God is tevrede met wat in kerke aangaan as mense blaf soos honde, as hulle omval en hulle ruk en pluk asof hulle gif ingekry het, dat die Gees hierdie goed doen? Dis tyd dat ons vir mekaar moet sê dat die kerk is besig om te skei van mekaar in die rigting van die wat die woord liefhet, wat by die waarheid standpunt inneem, en die res wat besig is met 'n sogenaamde gees wat 'n valse gees is, wat baie vreemde dinge in die kerk van Jesus inbring. Jesus sê in Matteus 24:4, pas op dat niemand julle mislei nie. 2 Korintiërs 11:13, sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. As iemand sê Gerard Bekes is 'n valse leraar, en ek is 'n ware leraar, of ek sê daardie ou is 'n valse leraar en ek is 'n ware leraar, het jy nodig om dit te toets aan die hand van die Bybel. Gaan terug in die kerkgeskiedenis, gaan kyk. Mense sê vir my, ek verstaan nie altyd in die Bybel hoe om hierdie ding te beantwoord nie. Dan sê ek vir hulle, luister, die woord is ons eerste maatstaf. En dan gaan kyk jy wat die vroegste kerkleiers oor hierdie gedeelte gesê het. En jy sal nie by hierdie bizarre dinge uitkom wat ons vandag in die kerk van die Here Jesus vind nie. Mense wat bedrieglike arbeiders is, wat hulle self voordoen as kinders van die Here. Wat het Luther op sy sterfbed gesê? Daarmee sluit ek af. At 3 a.m. on February 18, 1546, Luther died. His last recorded words were, "We are beggars. This is true. God is free, utterly free, in His grace. And we are beggars. That is how we live, and that is how we study, so that God gets the glory
and we get the grace. As u nou na Luther se sterwingswoorde luister, hoekom het ooreen met die deursnee prediker vandag? Wat homself verkoop, wat homself promoveer, wat God eintlik maak 'n diensknegt van die mens. Dan wil ek vir u sê 31 Oktober 1517 is vir ons belangrik. Want dit is vir ons 'n rigtingwyser terug na die woord. Terug na wat geloof werklik beteken, genade, Christus, seisoenverdienste aan die kruis en die eer van God alleen. Kom ons bid saam. Hemelvader, gee vir ons wysheid om die woord te verstaan, ter harte te neem en dan te lewe tot u eer. Ons bid dit in u wonderlike naam en ons bid dit met dankseggings. Amen.